Hoofstuk 38. Paulus gevangene geneem. Toe ons in Jerusalem aankom, het die broeders ons met blydskap ontvang. En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus sy huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig. By hierdie geleentheid het Paulus en sy metgeselle die bydraes van die heidense gemeentes vir die ondersteuning van die armes onder die Joodse broeders formeel aan die leiers van die werk in Jerusalem afgegee. Die insameling van hierdie bydraes het van die apostel en sy medewerkers veel tyd, heelwat hoofbrekens en moeisame arbeid geverg. Die bedrag, wat ver bo die verwagting van die ouderlinge in Jerusalem was, het baie opofferinge en selfs groot ontbering aan die kant van die heidense gelowiges verteenwoordig. Hierdie vrywillige offergawes was 'n teken van die getrouheid van die bekeerlinge onder die heidene teenoor die georganiseerde werk van God rondom die wêreld, en moes deur almal met dankbare erkenklikheid ontvang gewees het. Nogtans was dit vir Paulus en sy metgeselle duidelik, dat daar selfs onder diegene voor wie hulle nou gestaan het, sommige was, wat nie die gees van broederliefde kon waardeer, wat tot hierdie geskenk aanleiding gegee het nie. In die eerste jare van die evangelieprediking onder die heidene, was daar sommige van die vooraanstaande broeders te Jerusalem, wat nog aan hulle eertydse vooroordeel en denke vasgehou het, en nie heelhartig met Paulus en sy medewerkers saamgewerk het nie. In hulle begeerte om 'n paar onbeduidende pligplegings en seremonies te behou, het hulle die seën uit die oog verloor, wat op hulle en die saak wat hulle liefgehad het, sou rus weens 'n poging om alle dele van die werk van die Here aaneen te sluit. Alhoewel hulle begeerig was om die belange van die Christelike kerk te beskerm, het hulle nie tred gehou met die vorderende voorsienighede van God nie, en in hulle menslike wysheid het hulle geprobeer om die werkers met talle onnodige beperkings te belas. So het 'n groep manne ontstaan, wat persoonlik onbekend was met die veranderende omstandighede en die besondere behoeftes wat die werkers in ver afgeleë lande ontmoet het, maar tog daarop aangedring het dat hulle die gesag gehad het om aan die broeders in daardie velde sekere bepaalde werksmetodes voor te skryf. Hulle het gevoel dat die verkondiging van die evangelie ooreenkomstig hulle opvattings voortgesit moes word. Etlike jare het verstryk sedert die broeders in Jerusalem tesame met verteenwoordigers uit ander vooraanstaande gemeentes noukeurig aandag gegee het aan die verwarrende aangeleenthede wat ontstaan het oor metodes wat gevolg is deur diegene wat vir die heidene gewerk het. As gevolg van daardie raadsitting het die broeders gesamentlik ooreengekom om sekere bepaalde aanbevelings aan die gemeentes te doen aangaande sekere bepaalde sedes en gebruike, die besnydenis inbegrepe. Tydens daardieselfde vergadering het die broeders Paulus en Barnabas ook eendragtig by die Christelike gemeentes aanbeveel as arbeiders, wat die volle vertroue van elke gelowige verdien het. Onder die aanwesiges by daardie vergadering was sommige wat skerp kritiek uitgespreek het oor die werksmetodes van die apostels, op wie die las om die evangelie aan die heidense wêreld te verkondig, hoofsaaklik gerus het. Maar tydens die vergadering het hulle 'n breër insig gekry aangaande die planne van God, en hulle het hulle met hulle broeders verenig in die verstandige besluite, wat die eenwording van die hele liggaam van gelowiges moontlik gemaak het. Toe dit later duidelik blyk dat die bekeerlinge onder die heidene vinnig vermeerder, was daar 'n paar van die vooraanstaande broeders te Jerusalem wat opnuut hulle vroeëre vooroordeel teen die metodes van Paulus en sy medewerkers begin koester het. Met verloop van jare het hierdie vooroordeele al sterker geword, totdat sommige van die leiers besluit het dat die verkondiging van die evangelie voortaan volgens hulle eie idees voortgesit moes word. Indien Paulus hierdie metodes en sekere beleide wat hulle voorgeskryf het, sou aanvaar, sou hulle sy werk erken en ondersteun,
Anders kon hulle sy werk nie meer gunstig gesind wees of hulle steun daaraan verleen nie. Hierdie manne het die feit uit die oog verloor dat God die leraar van sy volk is en elke werker in sy saak persoonlike ondervinding moet opdoen in die navolging van die goddelike leier en nie na mensomleiding moet opsien nie. Dat sy werkers nie volgens 'n ander mens se idees gevorm moet word nie, maar volgens die plan van God. In sy bediening het die apostel Paulus die mense geleer, nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Die waarhede wat hy verkondig het, is deur die Heilige Gees aan hom geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Daarvan, verklaar Paulus, spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 1 Korintiërs 2 vers 4 en 10 tot 13. Gedurende sy hele bediening het Paulus tot God opgesien om regstreekse leiding. Terselfdertyd het hy nougeset gewerk in ooreenstemming met die besluite van die Algemene Raadsitting te Jerusalem en gevolglik is die gemeentes versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. Handelinge 16 vers 5. En nou het hy, ondanks die gebrek aan medelee aan die kant van sommige, vertroosting gevind in die wete dat hy sy plig gedoen het, deur in sy bekeerlinge 'n gees van getrouheid, vrygewigheid en broederliefde aan te moedig, soos by hierdie geleenthede geopenbaar deur middel van die oorvloedige bydraes wat hy in staat was om aan die Joodse ouderlinge te oorhandig. Nadat hy die geskenke oorhandig het Paulus van stuk tot stuk vertel wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het. Hierdie relaas van die feite het tot in die harte van almal, selfs diegene wat getwyfel het, die oortuiging gebring dat die Seun van die hemel sy arbeid vergesel het. Toe hulle dit hoor, het hulle die Here verheerlik. Hulle het gevoel dat die arbeidsmetodes wat die apostel gevolg het, die seël van die hemel gedra het. Die oorvloedige bydraes wat voor hulle gelê het verder gewig verleen aan Paulus se getuienis aangaande die getrouheid van die gemeentes wat hy onder die heidene gestig het. Die manne wat, alhoewel hulle die werk in Jerusalem behartig het, daarop aangedring het dat willekeurige beheermaatreëls toegepas moes word, het Paulus se werk in 'n nuwe lig gesien en was daarvan oortuig dat hulle eie gedragslyn verkeerd was, dat hulle deur die Joodse gebruike en oorleweringe gebonde was en dat die evangeliewerk grootliks belemmer was, omdat hulle nie ingesien het dat die skeidsmuur tussen Jood en heiden deur die dood van Christus afgebreek was nie. Dit was die guldige geleentheid vir al 3 vooraanstaande broeders om ruiterlik te erken dat God deur Paulus gewerk het en dat hulle soms 'n fout begaan het deur toe te laat dat die berigte van sy vyande hulle naaiwer en vooroordeel verwek. Maar pleks dat hulle saamgewerk het in 'n poging om reg te laat geskied teenoor hom wat veronreg is, het hulle hom van raad bedien wat aangedui het dat hulle nog die gevoel koester dat Paulus grootendeels verantwoordelik was vir die bestaande vooroordeel. Hulle het nie edelmoedig tot sy verdediging toegetree en aan die ontevredenheid getoon waar hulle self verkeerd was nie, maar het geprobeer om 'n kompromis te tref deur hom aan te raai om 'n weg in te slaan wat volgens hulle mening alle misverstand uit die weg sou ruim. In antwoord op sy getuienis het hulle geantwoord: "U sien, broeder, hoeveel duisende Jode daar is wat gelowig geword het, en almal is ywerhaars vir die wet. En hulle is aangaande u vertel dat u al die Jode onder die heidene leer om van Moses afvallig te word, deur te sê dat hulle die kinders nie moet besny nie, en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig dat die menigte bymekaar kom, want hulle sal hoor dat u gekom het. Doen dan wat ons vir u sê.
Ons het 4 manne wat 'n gelofte gedoen het. Neem hulle en heilig u saam met hulle en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou. Wat egter die gelowiges uit die heidene betref, het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van die aard moet onderhou nie, maar hulle net moet onthou van afgoodsoffers en bloed en wat verwrig is en van hoerery. Die broeders het gehoop dat Paulus die valse gerugte aangaande hom afdoende sou weerlê deur hulle raad te volg. Hulle het hom verseker dat die vorige besluit aangaande die bekeerlinge uit die heidene en die seremoniële wet nog geldig was. Maar die raad wat hulle hom nou gegee het nie met daardie besluit gestrook nie. Die Gees van God het daardie raad nie ingegee nie. Dit was die vrug van lafhartigheid. Die leiers van die gemeente in Jerusalem het geweet dat Christene hulle die haat van die Jode op die hals sou haal en hulle van vervolging sou blootstel, indien hulle weier om die seremoniële wette na te kom. Die Sanhedrin het sy uiterste gedoen om die vooruitgang van die evangelie te belet. Daardie liggaam het manne gekies om die apostels te volg, veral vir Paulus, en hulle werk op elke moontlike manier te weerstaan. Indien gelowiges in Christus deur die Sanhedrin as wetsoortreders veroordeel sou word, sou hulle spoedig en swaar as afvalliges van die Joodse geloof gestraf word. Talle Jode wat die evangelie aangeneem het nog 'n hoë agting vir die seremoniële wet gekoester, en hulle was maar te gewillig om onverstandige toegewings te doen, in die hoop dat hulle sodoende die vertroue van hulle landsgenote sou win, hulle veroordeel sou uitskakel, en hulle na geloof in Christus as die verlosser van die wêreld sou oorhaal. Paulus het besef dat solank die vooraanstaande lede van die gemeente in Jerusalem voortgaan met hulle vooroordeel teen hom, hulle hom gedurig sou teenstaan en sy invloed sou teenwerk. Hy het gevoel dat indien hy hulle deur enige redelike toegewing tot die waarheid kon win, hy 'n groot hindernis teen die welslaaf van die evangeliewerk op ander plekke uit die weg sou ruim. Maar hy is nie deur God gemagtig om soveel toe te gee as wat hulle gevra het nie. Wanneer ons dink aan Paulus se groot verlange om met sy broeders eens te wees, aan sy tederhartigheid teenoor die swakkes in die geloof, aan sy eerbied vir die apostels wat met Christus omgegaan het, en vir Jakobus, die Here se broer, en sy voorneme om in soverre hy dit kon regkry sonder sy beginsels prys te gee, vir alle mense alles te word. Wanneer ons daaraan dink, is dit minder verbasend dat hy hom laat oorhaal het, om af te wyk van die vasberade koers wat hy tot nog toe ingeslaan het. Maar pleks dat dit die verlangende doel verwesenlik het sy pogings om versoening teweeg te bring net sy voorspelde lyding verhaas, en die gevolg was dat hy van sy broeders geskei is, dat die kerk een van sy sterkste pilare ontneem is, en dat vir Christene in elke land droefheid veroorsaak is. Die volgende dag het Paulus die ouderlinge se opdrag begin uitvoer. Hy het die 4 manne wat die eed van 'n Nasareër afgelê het, kyk Numeri 6, en nou byna aan die einde van die vereiste tydperk was, in die tempel ingebring, om bekend te maak dat die dae van die heiligheid sou voortduur, totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word. Sekere duur reinigingsoffers moes nog geoffer word. Diegene wat Paulus aangeraai het om so op te tree, het nie die groot gevaar waaraan Paulus hom sodoende sou blootstel ten volle oorweeg nie. In daardie jaargety was daar tal aanbidders uit ander lande in Jerusalem. Ter vervulling van die opdrag wat God aan hom gegee het Paulus die evangelie aan die heidene verkondig. Hy het talle van die grootste stede op aarde besoek
en hy was goed bekend aan die duisende wat uit vreemde lande na Jerusalem gekom het, om die fees by te woon. Onder hulle was manne wat 'n bittere haat vir Paulus in hulle harte gekoester het, en vir hom by 'n openbare geleentheid in die tempel in te gaan, was lewensgevaarlik. Etlike dae lank het hy tussen die aanbidders heen en weer geloop, oënskynlik sonder dat hy opgemerk word. Maar voor die einde van die vasgestelde tyd, terwyl hy met 'n priester gepraat het oor die offers wat gebring moes word, is hy deur enkele Jode uit Asië erken. Met duiwelse woede het hulle hom aangeval en uitgeroep: Israeliete, help! Dit is die man wat oral aan almal dinge leer teen die volk en die wet en hierdie plek. En toe die volk gehoor gee aan die geroep om hulp, is daar nog 'n ander beskuldiging bygevoeg. Hy het ook nog Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige plek ontheilig. Volgens die Joodse wet was dit 'n misdaad wat met die dood strafbaar was vir 'n onbesnede persoon om die binnehof van die heiligdom te betree. Paulus is in die geselskap van Trofimus, 'n Efesiër, gesien, en daar is veronderstel dat hy hom by die tempel ingebring het. Hy het dit nie gedoen nie, en omdat hy self 'n Jood was, was dit geen oortreding van die wet vir hom om in die tempel te gaan sit nie. Maar alhoewel die beskuldiging heeltemal vals was, het dit gedien om die vooroordeel van die gepeupel aan te blaas. Toe die geroep deur die ander opgeneem is en oral in die tempel gehoor is, het die versamelde menigte dol geword van opgewondenheid. Die berig is spoedig deur die hele Jerusalem versprei, en toe kom die hele stad in beweging, en daar was 'n oploop van die volk. Dat 'n afvallige van Israel dit sou waag om die tempel te onheilig, juis wanneer duisende uit alle dele van die wêreld saamgekom het om te aanbid, het die gepeupel se ewigste hartstogte opgewek. Hulle het Paulus gegryp en hom buitekant die tempel gesleep, en dadelik is die deur gesluit. En onderwyl hulle probeer om hom dood te maak, het 'n berig die owerste oor 1000 van die leerafdeling bereik dat die hele Jerusalem in oproer was. Claudius Lysias het goed geweet met watter onstuimige elemente hy te doen het, en hy het met 1 soldate en hoofmanne oor 100 geneem en afgehardloop na hulle, en toe hulle die owerste oor 1000 en die soldate sien, het hulle opgehou om Paulus te slaan. Die Romeinse kaptein het nie geweet wat die oproer veroorsaak het nie, maar toe hy sien dat die woede van die skare op Paulus gemik was, het hy tot die gevolgtrekking gekom dat hy 'n sekere Egiptiese opstandeling moes wees, van wie hy gehoor het, en wat tot nog toe nie gevang kon word nie. Daarom het hy hom gevange geneem en bevel gegee dat hy met 2 kettinge geboei moes word, en hy het gevra wie hy was en wat hy gedoen het. Daar is dadelik baie stemme gehoor wat hom toornig beskuldig, en onder die skare het sommige dit en sommige iets anders geskreeu, en omdat hy weens die rumoer geen sekerheid kon verkry het nie, het hy bevel gegee dat hulle na die kamp gebring moes word. En toe op die trappe kom, moes hy deur die soldate gedra word weens die geweld van die skare. Want die menigte van die volk het gevolg en geskree: "Weg met hom!" Te midde van die oproer was die apostel bedaard en selfversekerd. Hy het op God vertrou en het geweet dat die engele van die hemel rondom hom was. Hy was onwillig om die tempel te verlaat sonder om 'n poging aan te wend om die waarheid aan sy volksgenote voor te hou. En net toe hy in die kamp ingebring word, sê hy aan die hoofman oor 1000: "Is dit my geoorloof om iets te sê?" Lysias het geantwoord: "Ken jy Grieks? Is jy dan nie die Egiptenaar wat 'n tyd gelede oproep gemaak het en 4000 rowers na die woestyn uitgelei het nie?" Paulus het geantwoord: "Ek is 'n Joodse man van Tarsus, 'n burger van geen onvermaarde stad in Sicilië nie. Ek versoek u,
Laat my toe om die volk toe te spreek. Die versoek is toegestaan. Paulus het op die trappe gaan staan en met die hand vir die volk gewink. Die gebaar het hulle aandag getrek en sy houding het hulle agting afgedwing. En nadat daar 'n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreëse taal aangespreek en gesê: Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle. Toe hulle die klank van die bekende Hebreëse woorde hoor, was hulle nog stiller. En in die algehele stilte het hy vervolg: Ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God, soos julle almal vandag is. Niemand kon die apostel se woorde weerlê nie, want die feite waarna hy verwys het, was goed bekend aan talle wat toe nog in Jerusalem gewoon het. Daarna het hy verwysing gemaak na sy voormalige ywer om die disippels van Christus te vervolg, selfs tot die dood toe. Hy het hulle ook die omstandighede van sy bekering verhaal en sy toehoorders vertel hoe sy eie trotse hart gedwing is om voor die gekruisigde Nasareër te buig. Indien hy geprobeer het om met sy teenstanders te redeneer, sou hulle hardnekkig geweier het om na sy woorde te luister, maar die vertelling van sy eie belewenis het gepaard gegaan met 'n oortuigende krag wat hulle in die harte oënskynlik tydelik versag het. Toe probeer hy hulle daarop wys dat sy werk onder die heidene nie uit eie keuse onderneem is nie. Hy het begeer om vir sy eie volk te werk, maar in daardie einste tempel het die stem van God hom 'n heilige gesig toegespreek en sy bestemming ver weg na die heidene gerig. Tot nog toe het die volk aandagtig geluister, maar toe Paulus die punt in sy verhaal bereik waar hy as Christus se gesant na die heidene aangestel is, het hulle woede opnuut uitgebars. Omdat hulle daaraan gewoond was om hulle self as al mense te beskou wat deur God begunstig is, was hulle onwillig om toe te laat dat die veragte heidene in die voorregte moes deel, wat hulle tot nog toe as uitsluitlik hulle eie beskou het. Hulle het hulle stemme bo die stemme van die spreker verhef en geskree: Weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. Terwyl hulle so skreeu en hulle klere afgooi en stof in die lug werp, het die owerste oor 1000 bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word en gesê dat hulle hom met geeselslae moes ondersoek, sodat hy kon weet om watter rede hulle so teen hom uitroep. En onderwyl hulle hom met die rieme uittrek, sê Paulus vir die hoofman oor 100 wat daar staan: Is dit die geoorloof om 'n Romeinse burger en dit onveroordeeld te gesel? Toe die hoofman oor 100 dit hoor, gaan hy aan die owerste oor 1000 vertel en sê: Pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein. En die owerste oor 1000 het gekom en hom gevra: Sê vir my of jy 'n Romein is. En hy antwoord: Ja. Toe sê die owerste oor 1000: Ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som verkry. En Paulus sê vir hom: Maar ek het dit deur my geboorte. Daarop het die wat hom sou ondersoek, hom dadelik laat staan, en die owerste oor 1000 het hom gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was, en hy hom geboei het. En die volgende dag, waar hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig was, en hy het hom van sy boeye losgemaak en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele raad moes vergader, en hy het Paulus afgebring en voor hulle laat staan. Nou moes die apostel deur dieselfde hof verhoor word, waarvan hy voor sy bekering 'n lid was. Terwyl hy voor die Joodse owerstes gestaan het, was sy houding kalm, en op sy aangesig was die vrede van Christus te sien. En Paulus het die oë van die raad gehou en gesê: Broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag.
Toe hulle hierdie woorde hoor, is hulle haat opnuut aangeblaas. Maar die hoëpriester Annas het bevel gegee aan die wat by hom staan, om hom op die mond te slaan. Op hierdie onmenslike bevel het Paulus uitgeroep: God sal u slaan, gewitte muur. U sit tog om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word? En die wat daarby staan sê: skel jy die hoëpriester van God uit? Met sy gewone hoflikheid het Paulus geantwoord: ek het nie geweet, broeders, dat hy die hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe, van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. En omdat Paulus geweet het dat die een deel van die Sadduseërs en die ander uit die Fariseërs bestaan, het hy in die raad uitgeroep: broeders, ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak. Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees. Maar die Fariseërs bely albei. Die twee partye begin toe onderling te rede twis, en op hierdie wyse is die krag van die teenstand teen Paulus gebreek. Die skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgestaan en heftig gestry en gesê: ons vind geen kwaad in hierdie man nie, en as hy 'n gees met ons gespreek het, of 'n engel, laat ons nie teen God stry nie. In die daaropvolgende verwarring het die Sadduseërs vurig gestreef om Paulus in hulle mag te kry, sodat hulle hom kon doodmaak, en die Fariseërs het ywerig gestry om hom te beskerm. Die owerste oor 1000 het gevrees dat Paulus deur hulle verskeur sou word. En hy het die soldate bevel gegee om te gaan en hom met geweld weg te neem, onder hulle uit en in die kamp te bring. Later, toe hy begin nadink oor die gebeurtenisse van die dag, het Paulus gevrees dat sy optrede miskien nie vir God behaaglik kon gewees het nie. Het hy miskien tog 'n fout gemaak deur Jerusalem te besoek? Het sy begeerte om met sy broeders eens te wees miskien tot hierdie rampspoedige gevolg gelei? Die plek van die Jode as godsbelydende volk voor die oë van 'n ongelowige wêreld het vir die apostel hewige sielesmart veroorsaak. Hoe sou hierdie heidense beamptes hulle beskou? Hulle wat voorgee om aanbidders van Jehova te wees en die heilige amp aanvaar, en hulle dan nog deur blinde onredelike woede laat beheers, sodat hulle self hulle broeders wat dit waag om op godsdienstige gebied van hulle te verskil, om die lewe probeer bring, en hulle plegtigste beraadslagende vergaderings in stryd en wilde verwarring dompel. Paulus het gevoel dat die naam van sy God in die oë van die heidene onteer is. En nou was hy in die gevangenis, en hy het geweet dat sy vyande in hulle wanhoopige haat alles sou waag om hom om die lewe te bring. Kon dit wees dat sy werk vir die gemeentes beëindig was, en dat die wrede wolwe nou sou inkom? Die saak van Christus was baie na aan Paulus se hart, en hy het diep bekommerd gedink aan die gevare wat die verspreide gemeentes bedreig het, blootgestel soos hulle was aan die vervolging van net sulke manne soos die wat hy in die Sanhedrin aangetref het. Bedroef en moedeloos het hy geween en gebid. In hierdie donker uur het God sy dienaar nie vergeet nie. Hy het hom teen die bloeddorstige skare in die tempelhowe beskerm. Hy het langs hom gestaan toe hy voor die Sanhedrin verskyn het. Hy was by hom in die kamp, en in antwoord op die apostel se ernstige gebede om leiding, het hy hom aan sy getroue getuie geopenbaar. En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê: hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Jerusalem ook getuig.
Paulus het lank daarna uitgesien om Rome te besoek. Hy het innig verlang om daar vir Christus te getuig. Maar hy het gevoel dat sy planne deur die vyandigheid van die Jode verydel is. Selfs nou het hy weinig gedink dat hy as gevangene daarheen sou gaan. Terwyl die Here sy dienaar bemoedig het, het sy vyande saamgesweer om hom om die lewe te bring. En toe dit dag geword het, het sommige van die Jode saamgespan en hulle self vervloek deur te sê dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle Paulus doodgemaak het nie. En daar was meer as 40 wat hierdie sameswering gemaak het. Die wat die soort vas van die Here deur Jesaja veroordeel het, 'n vas om te twis en te kyf en om te slaan met misdadige vuis. Jesaja 58 vers 4. Die samesweerders het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en gesê: Ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik totdat ons Paulus doodmaak nie. Laat dan nou, saam met die raad, aan die owerste oor 1000 weet om hom môre af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeuriger ondersoek wil doen. En ons is gereed om hom uit die weg te ruim, voordat hy by u kom. Pleks dat hulle hierdie wrede plan bestraf het die priesters en die owerstes gretig daartoe ingestem. Paulus het die waarheid gespreek toe hy Ananias by 'n gewitte muur vergelyk het. Maar God het ingetree om sy dienaar se lewe te red. Paulus se suster se seun, wat van die hinderlaag gehoor het gekom en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel. En Paulus het een van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê: Bring hierdie jong man by die owerste oor 1000, want hy het iets aan hom te vertel. Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerste oor 1000 en sê: Die gevangene, Paulus, het na my toe geroep en versoek om hierdie jong man na u te bring, omdat hy iets het om aan u te sê. Claudius Lysias het die jongeling vriendelik ontvang, hom op sy geneem en gevra: Wat het jy om aan my te vertel? Die jongman het geantwoord: Die Jode het ooreengekom om u te versoek om Paulus môre af te bring na die raad, asof hulle iets noukeurigers omtrent hom wil verneem. Laat u dan nie deur hulle oorhaal nie, want meer as 40 man van hulle lê voor hom, wat hulle self vervloek het, om nie te eet of te drink totdat hulle hom omgebring het nie. En nou is hulle gereed en wag op die toestemming. En die owerste oor 1000 het die jongman laat gaan en hom bevel gegee: Vertel aan niemand dat jy dit aan my bekend gemaak het nie. Lysias het dadelik besluit om Paulus uit sy regsgebied na die van Felix, die goewerneur, oor te plaas. Die Jode was as volk in 'n toestand van opwinding en prikkelbaarheid, en oproere het dikwels voorgekom. Die voortdurende aanwesigheid van die apostel in Jerusalem kon vir sowel die stad as vir die kommandant self gevaarlike gevolge hê. Daarom het hy 2 van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê: Hou 200 soldate gereed om na Caesarea te gaan, en 70 reisders en 200 lig gewapende manne teen die 3de uur van die nag. En sorg vir pakdiere dat julle Paulus daarop kan sit en veilig na Felix, die goewerneur, oorbring. Hulle moes geen tyd verspil voordat hulle Paulus weggestuur het nie. En die soldate het Paulus geneem soos hulle beveel is, en hom in die nag na Antipatris gebring. Daarvandaan het die ruiters met die gevangene verder na Caesarea gegaan, terwyl die 400 soldate na Jerusalem teruggekeer het. Die offisier in bevel van die afdeling het die gevangene aan Felix oorhandig en hom aan die brief gegee wat die owerste oor 1000 aan hom toe vertrou het. Claudius Lysias, aan die hooggeleerde goewerneur Felix, groete.
Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is. Maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak was waarom hulle hom beskuldig het ek hom na hulle raad afgebring en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklaag word van iets wat die dood of boete verdien nie. En omdat aan my meegedeel is dat daar deur die Jode 'n komplot teen die man sou gesmee word, het ek hom met een sny gestuur en ook sy beskuldigers gelas om wat hulle teen hom het voor u te sê. Vaarwel. Nadat hy die brief gelees het Felix verneem uit watter provinsie die gevangene kom. En toe hy verneem dat hy uit Cilicia was, het hy gesê, ek sal jou in verhoor neem wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word. Paulus se geval was nie die eerste waarby 'n dienaar van God by die heidene 'n toevlug gevind het teen die haat van die bely volk van Jehova nie. In hulle woede teen Paulus het die Jode 'n verdere misdaad gevoeg by die swart lys wat die geskiedenis van daardie volk gekenmerk het. Hulle het hul harte nog verder teen die waarheid verhard en hulle oordeel nog sekerder gemaak. Min mense is bewus van die volle betekenis van die woorde wat Christus gespreek het, toe hy in die sinagoge te Nasaret aangekondig dat hy die gesalfde is. Hy het verklaar dat dit sy sending was om die treurendes en die sondaars te vertroos, te seën en te red. En toe hy sien dat hoogmoed en ongeloof in die harte van sy toehoorders geheers het hy hulle daaraan herinner dat God hom reeds in die verlede van sy uitverkore volk afgewend het, omdat hulle ongelowig en opstandig was en om aan diegene in heidense lande geopenbaar het wat die lig van die hemel nie verwerp het nie. Die weduwee van Sarfat en Naaman die Siriër het volgens al die lig geleef wat hulle ontvang het. En daarom is hulle regverdiger geag as God uitverkore volk wat van hom afvallig geword het en beginsel vir gerief en wêreldse eer prysgegee het. Christus het aan die Jode te Nasaret 'n vreeslike waarheid vertel toe hy verklaar het dat daar onder die afvallige Israel vir die getroue boodskapper van God geen veiligheid was nie. Hulle sou sy woorde nie ken en sy arbeid nie waardeer nie. Alhoewel die Joodse leiers voorgegee dat hulle groot ywer vir die eer van God en die welsyn van Israel het, was hulle vyande van albei. Deur gebod en voorbeeld het hulle die volk al verder van gehoorsaamheid aan God weggelei. Hulle gelei na waar hy nie in die dag van benoudheid hulle beskutting kon wees nie. Die heilandse woorde van bestraffing aan die manne van Nasaret was in die geval van Paulus nie net op die ongelowige Jode van toepassing nie, maar ook op sy eie broeders in die geloof. As die leiers van die kerk hulle gevoel van bitterheid teenoor die apostel heeltemal prysgegee en hom aanvaar het as die een wat spesiaal deur God geroep was om die evangelie aan die heidene te verkondig, sou die Here hom vir hulle behou het. God het dit nie verorden dat Paulus se werk so spoedig ten einde sou loop nie, maar hy het geen wonderwerk verrig om die reeks gebeurtenisse waartoe die optrede van die leiers in die gemeente te Jerusalem aanleiding gegee het, teen te werk nie. Dieselfde Gees gee nog tot dieselfde gevolge aanleiding. Nalatigheid om die voorsienighede van goddelike genade te waardeer en te benut, het die kerk van talle seëninge beroof. Hoe dikwels sou die Here die werk van 'n getroue predikant verleng het as sy werksaamhede gewaardeer was? Maar as die kerk toelaat dat die sielevyand die begrip van die lede verstoor, sodat hulle die woorde en dade van die dienaar van Christus misverstaan en verkeerd voorstel, as hulle toelaat dat hulle self in sy weg staan en sy bruikbaarheid aan bande lê, dan neem die Here soms die seëninge weg wat hy gegee het.
Die Satan werk voortdurend deur sy handlangers om diegene wat God uitverkies het om sy werk te verrig, te ontmoedig en tot niet te maak. Hulle is miskien gewillig om selfs hulle lewens op te offer om die saak van Christus te bevorder. Nogtans sal die aardsbedrieër aan hulle broeders twyfel voorstel wat, indien hulle dit koester, vertroue in die onkreukbaarheid van hulle karakter sal ondermyn en hulle bruikbaarheid sodoende sal belemmer. Hy slaag altyd dikwels daarin om deur hulle eie boodskappers sulke groot verdriet op hulle te bring, dat God genadiglik intree om sy vervolgde dienaars rus te gee. Nadat die hande op die lewelose bors gelê is, wanneer die stem van waarskuwing en bemoediging stil is, dan kan die verhardes miskien wakker skrik en die seëninge wat van hulle weggeneem is, insien en waardeer.